span Toertong. En die rede agter ons naam is bietjie vreemd, maar ons eerste span by die koshuis se naam is die Bloutong. En aangezien ons op toer gaan, is ons derhalwe na die Toertong. Dis ons eerste keer hierso by Dink of Sink. Ons is almal eerstejaars, maar volgens julle weet wat die ander mense weet, is ons meesterstudente. Ja, ek dink of Sink bied juist daai geleentheid vir ons om hierso teen mense met in ons eie portiergroep te kom praat, mense wat miskien dieselfde, miskien verskillende uitkyke as jy het. En dit toets definitief jou intellek. Dit is baie kompeterend, soos ons uitgevind het vanoggend ook. Maar dit word als 'n goeie gees gedoen en ek dink dit word uitstekend bestuur. Debat is belangrik want dit leer jou om nie net te dink oor een kant van die saak nie, maar om 'n holistiese prentjie te kan sien van belangrike kwessies in ons land. Ja, ons is opgewonde om hier te wees by Dink of Sink, reg om te wen. So, ons is span en na van die Universiteit van Pretoria af. Ons is hier so by die nasionale Dink of Sink Debat kompetisie en ons het sopas ons eerste debat afgehandel. Ek is reeds verbaas. Die onderwerpe is uitmuntend en die ervaring wat ek opgedoen het is regtig goed. 'n Debat sit jou buite jou gemaksone, sit jou in 'n posisie om te dink oor goed wat jy nie normaalweg oor sou dink nie, want jy het een opinie oor iets en dan word jy in 'n ander span gesit en moet jy skielik jou hele opinie formuleer om iets te ondersteun wat jy eintlik glad nie ondersteun nie. So dit gee jou net 'n ander manier om te dink oor die lewe. Dit is my groot voorreg om julle vanaand hier te verwelkom by hierdie debat. Hierdie huis ondersteun 'n belastingboikot. Ek nooi graag vir die eerste minister van die regering om die huis te open. As burgers van ons land het ons half 'n reg om die regering verantwoordbaar te hou vir hulle doelwitte en dit wat hulle dan op die einde van die dag in beheer gekry het. 'n Belastingboikot is om jou buurman se suurstof af te sny en te hoop die regering versmoor. Ons sê nie dat alle belastinge byvoorbeeld geboikot word nie, maar dat 'n belastingboikotte geondersteun sal word by onregverdige belastings wat in plek gestel is en waar daardie geld dan nou bestee word. Regering is vanaand besig om te argumenteer vir 'n anargiese, selfregerende, individualistiese staat sonder enige formele kontroles op grond van moraliteit. Die staat moes reeds 15.3 miljoen rand spandeer op Zuma se regkoste. Nou soos Oprah Winfrey sê, jy betaal, julle almal betaal. Derdens het die voormalige spreker vir ons hier kom staan en vertel van die 2014 hofsaak van meneer Zuma en hoe die regering dit als gaan dra. Dames en here, as jy enigstens die nuus lees, is jy almal bewus daarvan dat die hof se gunsteling kliënt 'n nuwe hofsaak in die hof staar. Die Instituut van Interne Auditeer het in 'n 2014 verslag bekend gemaak dat ons 700 miljoen rand in 20 jaar aan korrupsie verloor het. So, u het ongelukkig vandag die persviers in ons verwys het. Dis klomp eiltjies laat klink, want vir 'n uur en 'n half lank moes ons net sê, hoe wil julle dit doen en hoe los dit probleme op? Nou, dames en here, dit is uiteindelik tyd vir daardie wonderlike tyd van die aand, die een waarvoor ons almal gewag het. Nee, dis nie nagereg nie. Dit is die pryse. Die prys vir die beste lewering. Nou hierdie prys is basies soos wat ook op ons puntestaat aangedui het, die retoriekprys. Wat ek gaan doen met al die individuele pryse is ek gaan van die top 5 basies aan julle voorlees en dan wil ons dan graag hê die wenner moet net vorentoe kom om dan ook sy prys te ontvang. So in 5de plek vir beste lewering het ons vir Linda van der Walt van Maroon 4. In die 4de plek vir beste lewering het ons vir Lily Viljoen van Bestrogeen. En die 3de plek vir beste lewering het ons vir Michelle Olofse van Bestrogeen. En die 2de plek het ons vir Divan van Wyk van Maroon 4. En dan in die 1ste plek, en sal hy asseblief vorentoe kom, is Alton Du Plessis van Julia se Dilemma. Ek wil graag aankondig dat die wenners van vanaand en die wenners van die Dink of Sink 2019 Universiteitsdebatskompetisie hierdie jaar is Julia se Dilemma van die Universiteit van Stellenbosch.